Welcome to Legacy Conversations, a channel where we preserve military memories and history. Hallo almal, ek weet nie, julle het seker gesien, daar's 'n klomp soos wat YouTube nou noem shorts. Dis videoetjies onder 3 minute en dan lyk bietjie anders. Dit is nie op 16.9 nie, dit is op vierkantig. 1 tot 1, wat hou uitsaai. Dit trek nogal baie aandag. En almal van hulle het dan ook nou 'n skakel wat van die video waaroor dit gaan. En ek het so 90 van hierdie shorts gemaak wat nou gelyk kom vir die volgende 18 maande. Ek dink julle het nou al seker omtrent 15 weke sit gesien, dit kom elke Woensdag uit. En nee, ek sien dit kry so tussen 500 en 1000 views wat ons dankbaar is voor. Die goed gaan oor my tyd in die SAP. Nou, ek het al tevore gepraat oor my boeke wat geskryf is oor die SAP tyd. Maar ek het dit afgehaal want ek dink nie mense het werklik veel belang gestel daarin nie. En ook Legacy as 'n kanaal gaan nie oor my nie. Dit gaan werklik oor julle ouens, die veterane. En is 'n groot eer vir my om met julle ouens te praat. Jy weet, ek is nog altyd maar gewonder wat gaan aan in die eenheid langs my of wat het nou eintlik daar gebeur. Ja, dis eintlik baie interessant die goed. Maar wel, soveel van hierdie shorts is ek besluit vir die kom ons maak gou 'n halfuur, ek hoop, hoewel ons dit langer. Miskien 40 minute. Kom ons praat gou oor die boeke. Dit bekend begin staan as die Mean Streets boeke in Engels en in Afrikaans Gewetenlose strate. Nou, snaaks genoeg, die Engelse boek was voor die Afrikaanse boek. En albei is redelik lank, hier by die 500 in die blaaie. En toe op 'n stadium op advies het ek toe die Engelse boek in 2 gedeel, sodat elkeen so 300-350 blaaie is. En is nogal eintlik baie as jy dink ek was net 6 jaar in die SAP. Maar soos ek vir julle sê hier op Legacy, ek dink is verkeerd om te aanvaar dat 'n ou kan sy hele lewe of 'n paar jaar van sy lewe opsom in 'n halfuur. Ek dink dit vat bietjie weg van sy diens. Nou vir my het die SAP saga eintlik begin lank voor ek aangesluit het. Nou dis interessant, baie polisiemanne sal vir jou sê hulle is gebore as polisiemanne. Anders sal vir jou sê hoor, dit is al wat ek ooit in my lewe wou doen. Ek respekteer dit, maar dit was glad nie so met my nie. Ek het vandat ek kan onthou 'n geweldige belangstelling in die militêr gehad. En dit was my lekker om alles te volg en ek was ontsettend goed in geskiedenis. En dit het elke prys gewen wat jy kon wen op geskiedenis en dan wen jy sê nou maar R10. Ja, dan moet jy nou daar op die verhoog oploop en almal klap vir jou hande, is nou baie niks gehou daarvan nie, maar of wat jy nou daai R10 en jy gaan koop vir jou nog 'n boek vir die CNA. En so leer jy tot ek later 'n groot belangstelling begin ontwikkel het in teen terrorisme en teen insurgensie. En die rede daarvoor is in die 1970s groot geword en ons was in baie skole, ons my ma het baie rondgetrek. Maar ek was in Korrigas op daai stadium bekend as Welwitja in Suidwes, so jy het geweet van die oorlog. Dit was so in 1973-74 net voor die groot moeilikheid. En toe so 76, 77, 78 as ek reg onthou daar rond, was ons in Katima Molelo. Nou ek dink is in Katima waar my liefde vir die SAP begin het, want jy staan daar rond, jy is 'n skoolkind omtrent 10, 11 jaar oud. Eintlik maar 'n laaitie, maar jy kan sien jou pa het kom skielik met 'n halgeweer huis toe, snaaks genoeg. Hy het sy diensplig gedoen in die synerkorps. So kom ons 'n reeks het wat gaan met die syners wat gaan uitkom. En hy het snaaks genoeg nie 'n FN of R1 gevat nie, hy wou halgeweer gehad het. Wat vir my bietjie snaaks was, vra hoekom hy dit doen. Want ek weet my pa's nie 'n ou as 'n landros, streekslandros nie, ou wat enigiets doen sonder rede nie. Hy is baie soos ek, om my ma sê altyd my sê genoeg gelewe het. Ek is baie soos my pa. Ek wil weet presies wat ek doen oor 'n uur van nou, ek wil weet presies wat ek doen oor 3 jaar oor 'n uur van nou. Dit maak Rebecca nogal mal.
Sy wil nie weet wat sy doen oor 5 minute nie, want sy gaan dit eenvoudig doen. Ja, so opposite se trek, nee. Maar in elk geval, om 'n lang storie kort te maak, my pa se antwoord was, hy's nie uit om terroriste te jag nie. Hy's hier om sy huis en sy gesin te beskerm en 'n halfgeweer, halfgeweer op 'n kort afstand is wat jy nodig het. Maak sin. Dis miskien nie so seksie soos hy R1 of die FE nie, maar vir my het baie sin gemaak. En so het ons bietjie begin dink oor die lewe en Katima was natuurlik vol polisiemanne. Die SAP was nog steeds daar. En daar is onttrek in 1985 uit die Bamboland uit. Eenvoudig omdat die interne situasie het so versleg binne die land. En dis hoekom die boeke gaan ook almal van hulle maar dieselfde lyn, waar kom dit vandaan? College, en my basiese opleiding is baie te sê daaroor. En dan jou eerste stasie, ek was in Williamstown, dis waar my bevelvoerder, kolonel Potgieter vandaan kom, groot avontuur gehad. En toe is ek na die blitspatrollie in Pretoria, waar die groot avontuur nou eintlik eers begin. Want die blitspatrollie is iets anders, maar ons praat daaroor. En dan natuurlik SAP teen insurgensie. Nou, mense vra my altyd, nou Koos, wat is jou rang in die polisie? Nou, is 'n sergeant, 'n baie jong sergeant. En hoewel ek die eksamens en goed deurgekom het, is dit nooit verder bevorder nie. Daar's goeie redes daarvoor ook, jy weet, as daar enige kriminele saak of iets teen jou hang, dan word jou bevordering teruggehou. En soos dit nou maar is die polisie opdaag op 'n toneel, eerste ding wat die krimineel sê is, jy het my hand geraak. Ja, wel, jy het dalk, maar is altyd rede daarvoor. Maar, daar's altyd stories. En dan het my pen gesteel. Sal ek jou pen steel, my ou? Maar, jy weet, dan kom hy in ons gesin, dan kom hy ondersoeke en goed terug. Maar in geval in Katima Molelo, en julle moet my verskoon, ek praat hier sommer uit die vuis uit. Ek sit nie met notas en goed voor my nie, en baie jare terug. Die Katima kon ek die weermag leer sien teenoor die polisiemanne. En die polisiemanne vir my in hulle kamoufleer uniforms en 'n woeste snor. Hierdie was harde ouens. Hierdie was nie kinders wat laas jaar op skool was nie. Hierdie is oudjies wat hulle 'n paar jaar uit die skool uit was, en al hulle sersante en alwys, julle sal my jare noem, wat jy dan offisier, en vir al hulle offisiere, hulle luitenante en hoër, is ouens wat werklik waar ervare was. Hulle het in daai tyd het SAP al meer as 10 jaar ervaring gehad, regdeur Rhodesia ook, en nou in Switserland gegaan, en om die waarheid te sê, SAP was daar lank voor die nasionale dienspligtiges daar gekom het. Dit was natuurlik 'n ander rede vir my waarvan ek gehou het. En hulle het my mooi gelyk, forse manne, jy weet, fikse ouens al in hulle kamoufleerdrag. In daai jare was daar meer die ou tipe kamoufleerdrag, hy lyk bietjie anders as die nuus wat ons gedra het. Maar die nuus het ook net toe begin uitkom. En so hierdie was nie ouens wat ek sommer ligtelik wou opvat nie, weer interpretasies gehad het, hulle kan nogal, as ek die woord mag gebruik, boere en skopskiet en dollar en al daai goed, ja, hulle was imposante ouens. En toe eendag is dit in luister ek daar by die klap, jy weet, my ma het tennis gespeel, goeie tennisspelers. En hulle is toe by die klap, en na die tyd drink jy natuurlik nou 'n paar biere, dis nou my ma. Wil net sê, my ouers het genuine goeie ouers gehad. En nooit in my lewe ooit my pa gesien dronk of heellik wees met my ma of my ma met hom nie, nooit haar gebied gesien. Hulle was 34 jaar gelukkig getroud tot my pa dood is. Ek dink op die ouderdom van 58, wat ek nou is. Nou, kanker. En die kankerspesialiste wat ek gekry het, is omdat hy te slim was. Ja. Wat gebeur het in daai jare in die 50s, toe hulle nou die skool uitgekom het, in die vroeë 50s kon jy standaards skiep. Met ander woorde, as jy slim genoeg was, het hulle jou somme van standaard 1 na standaard 2, standaard 3. So my pa was 15 jaar oud toe hy in matriek was. Hy het eers 3 standaards geskiep. Hulle wou dieselfde doen met my ex-broer, maar my pa wou dit nie toelaat nie. Hy het gevoel dat hy om 15 jaar is hy te jonk om tussen die 18-jarige oudjies te wees. Maar in geval, hy was 'n briljante regsgeleerde.
briljant. Jy kon met jou sit en praat en hy sou weer sê, luister, artikel so en so van daai wet, gaan lees dit. En, maar sy sin vir humor was bietjie vreemd ook, en baie ernstige ou. Jy moes hom verstaan om sy humor te verstaan. Maar ek kan dit slegs sê vir my maal nie, regtig nie. Maar ek hoor toe my pa en die ander ooms daar staan en praat, en daar was blykbaar 'n lokval, ons sal noem 'n ambush. En die polisiemanne se voertuig wat hulle die begeleiding gedoen het, die escort, was toe uitgeskiet en hulle het toe binne hulle voertuig gebly en vuur gegee om die siviele mense wat ook uitgeskiet is te cover fire te gee. Verskoon my Afrikaans is nie meer so goed nie. En terwyl die weermag ouens is deur die lokval omgedraai en teruggekom met 'n flankaanval, wat 100% korrek is. Maar dit het ek nou nie geweet daai tyd nie. Ek het gedink die weermag is bietjie vreemd opgetree daar, hoekom bly hulle net en skiet? En elk van die polisiemanne het toe teruggeskiet en dit het 'n groot invloed op my gehad. En toe 'n paar jaar later, toe wil terug in die Republiek en daar paar swart ouetjies my probeer roop van my sakgeld. En ek het niks daarvan gehou nie. En die polisie manne wat daar aangekom het, die ons verwilder het, daar was weer eens ouens wat jy na kon opkyk. Dit is snaaks, jy weet, maar daar was 'n tyd in die lewe, weet julle, wat die sersant in die polisie was actually 'n groot man, saam met die landroos en natuurlik die dominee. Dit was hulle die skoolhoof, ja, was eintlik die ouens na wie die dorp opgekyk het. Maar as jy, selfs in my tyd in die SAP, as jy klomp dronkgate vasgekeer het iewers in die Preshotel daar in Pretoria Wes, stoot vir 'n brood, Wilde Weste, whatever ons het genoem het, dan daar was ook 'n storie, hulle sal jou wieldoppe afsteel terwyl jy ry. Maar goeie mense, hè, soort van jare, baie pret en plesier daar gehad in Pretoria Wes. Maar in elk geval, as jy hulle al vasgekeer het en sê, right manne, julle gaan nou opgee of ons gaan traangas gooi met die polisiehonde, ons gaan julle uithaal. Bedoel hulle nou nie doodmaak nie, uithaal en arresteer. Wil nie met die luitenant praat, wil met die sersant praat. En hy sersant beter nie, soos ek 20 jaar oud, 21 jaar oud wees nie, hy beter lyk soos 'n oom wat al iets gesien het in die lewe. En die gevolg daarvan is daai sersant rang was iets groots in die polisie, selfs tot in my tyd, maar daarna het hy natuurlik heeltemal verander tot niks, maar dit is waar die avontuur was. Jou sersante bietjie minder jou AWO's, en jou gespesialiseerde eenhede soos die spelers en goed wat die offisiere natuurlik ook groot rolle gespeel. Maar in elk geval, ek het gehou van hierdie ouens en toe in matriek het ek eendag my maale gehoor praat. Ek het 'n bietjie afgeluister, ek was op plan om af te luister en nie gaan afloop by iemand bel, maar die foon is in my maale se slaapkamer. En ek hoor hulle is 'n bietjie bekommerd, hulle weet nie wat om my te doen nie, want daar is nie geld vir my vir universiteit. Selfs al het ek die akademiese keuring en alles gehad om universiteit toe te gaan, soos ek later gegaan het en 'n prokureur geword het. Maar ek was 25 jaar oud in my eerste jaar. So toe was daar 2 keuses vir my, ek gaan op Army toe of gaan polisie toe. En ek gaan praat met die Army ouens, hulle sê vir my, hoor jy, as jy nie wiskunde het en ek wiskunde verlos vir houtwerk. Hoekom? Want ek het gedink houtwerk is meer belangrik as wiskunde. Vir 'n eenvoudige rede, het geweet as ek universiteit toe gaan ek regte doen, of ek gaan iets doen wat ek nie wiskunde voor nodig het. Nie dat ek sleg was in wiskunde nie, ek was 'n A+ kind in wiskunde ook. Maar ek het gedink houtwerk, baie lief vir houtwerk, jy weet, jy kan 'n besigheid begin daarmee as dit moet, onthou my pa was Joods, so dan word 'n bietjie van die besigheidsaspekte daar. En ek dink toe myself, wel, okay, as ek nou nie wiskunde het nie, dan gaan ek nooit by die militêre akademie kan uitkom nie, so wel nou raak my keuses benoud. Ek kan of hardloop Engeland toe en jy weet, anti-apartheid ding doen wat ek nooit sou doen nie, is belaglik. En of ek met die polisie gaan en ek altyd doen, ek kan die militêr doen en SAP tin, kan daai selfde kamoufleer uniform dra wat ek soveel respek en tyd voor het. En ek kan ook die polisiewerk doen, so in ander woorde, jy kan mense help. Want die eerste funksie as 'n polisieman is nie om dood te maak. Die eerste funksie is om mense te red. So dit is baie interessant en daar's baie sielkundige stories wat uitkom in
In die boeke waar ons praat oor, jy weet, hoe lyk 'n teeninsurgensie seksie in optredes teenoor sê nou maar onluste een en sê nou maar gewone polisie en sê nou maar die spelers. Dit was nou nooit 'n speler. Maar is heeltemal anders. Daar's 'n ander mindset. Dis 'n heeltemal ander manier om daarna te kyk en dit kom uit die boeke uit. So in elk geval ek is toe SAP toe en ek was toe in die college Groot Avontuur gehad, klop dinge daar beleef. En baie interessante tye. En toe later is ek toe na King Williamstown. Dit was in die tyd so 87. So met ander woorde, Ciskei was nog aan die gang, daar was klop moeilikheid, Transkei wat die Ciskei aanval. Ons beskryf dit daar. Dis waar ek vir die eerste keer besef het dat die intelligensie ouens is besig om kaal te jaag. En dat ons regering is besig om vir ons te lieg. Ja, te lieg. Ek sê dit sommer reguit. Want ek weet hoe daai ouens uitgekom het uit het. Ek het dit gesien met my eie oë, dit is in die boeke. Ek weet wie hulle gaan oplaai het met 'n Puma helikopter. Ja, ek was daar. Maar my luitenant in daai jare, luitenant Potgieter, wat julle ken nie, soos een van die heel eerste episodes op Legacy, nou luitenant-kolonel Potgieter afgetree. Was 'n woeste man, en hy is nog steeds, en ek sê dit in die boeke. En hy was 'n ou wat heeltemal anders was as die gewone offisier, wat jy net by die kan sien, jy weet nie wat hy doen nie. Potty was glad nie so nie. Potty was een van die manne. Hy was daar 'n vuisgeveg is Potty eerste dae en hy swem. En wat mag ek sê, hy kan ordentlik sy vuiste gebruik en hy's nie skaam om dit te gebruik nie. En dit is presies wat ons nodig het en gehad het in daai dorp. So hy het 'n realiteit geskep daar tussen die polisiemanne wat ek wil geen ander eenheid uitgesien het nie. Maar hy en sy broers wat ewe mal is, het gekom uit die bluspatrollie in Pretoria, waar hulle daar was in die 70's. En ons legendes daar. Ek probeer hulle kry om op Legacy te praat. Ek dink die een broer is nou al oorlede, rus in vrede. Dit was ook die tyd van die bek van Boomstraat, Tolly Kloets en daai ouens was almal daar. Dit was natuurlik in die honde-eenheid. So groot stories wat daar kan uitkom as jy ouens net wil praat en hulle raak nou baie oud vir my. Vra weer eens maar as jy per toeval hier sit en kyk, praat met ons. Dis 'n skande eintlik dat die SAP nie op Legacy werklik is nie. Maar baie stories vertel, jy weet, jy sit en luister na die ou manne wat praat en dis een van die dinge wat jy leer baie vinnig is. Gaan kyk na 'n ou man, gaan kyk na jou ou konstabel, ou sergeant, ou adjutant. Moenie neersien op baie ouens nie. Dis ouens daai wat polisiemanne is. Hulle stel nie werklik belang in range nie. Hulle is daar om die werk te doen. En daai ouens het alles gesien en hulle praat daaroor. Ek het hoeveel keer gesien, dan staan jy by 'n crime scene, by 'n misdaadtoneel. En dan kom hy speler aan en hy kyk so rond, krap so rond. Die volgende klim in sy kar en hy kom terug met 'n ou. En wragtig, 'n paar maande later is hy ouetjie 5-6 jaar in die tronk vir huisbraak of whatever hy gedoen het. En ek vra eendag vir hom, ek sê adjutant, hoe doen jy dit? Hy sê ek het hierdie goed al tevore gesien. Ek weet presies wie doen wat en hoe doen hulle dit. En ek weet is hierdie ou en is dit nie hy is nie, is dit sy maatjie. Jy weet so hulle ken hulle omgewing en daai is goed. Jy doenloos. Dis met doenloos goed. En hulle is brawe ou. Ek meen as jy nou dink, die meeste weermaglede sal opereer, wat jy word operate in groot groepe of relatief groot groepe. Terwyl in die polisie is jy of alleen of jy saam met nog 'n ou, saam met jou buddy. Jy beter 'n ou of daai meiskind vertrou. En die spelers is gewoonlik alleen. En kan jy nou dink om alleen in die middel van die nag 'n moordenaar te gaan uithaal en sê nou maar Soweto of iewers. Né? Dit wat 'n ander tipe braafheid en die ander neerkry wat ons gehad het in die SAP en dit kom groot in die boeke uit is die oorlog het vir ons nooit gestop nie. Ja, jy gaan grens toe, groot pret op die grens as jy dit nou pret kan noem. En ons was nou nie binne Angola naamlik nie, ons was nooit toegelaat daar nie, ons was by die SA grense, Wamboland, al die plekke was die SAP teen. Maar dit was vir my 'n baie makliker plek om op te tree.
Want jy sien die terroris en jy maak die terroris dood of whatever. Daar's nie werklik gepla oor arrestasies. Terwyl in die land in Suid-Afrika is dit 'n baie moeiliker proses. Want jy is onder soveel regs scrutiny. Daar is soveel ouens wat gaan kyk wat jy aangevang het en wat nie. Dit is 'n baie onregverdige stelsel. Maar dis hoe dit moet wees. Jy wil nooit 'n polisiemaag hê wat kan dink hulle kan wegkom met moord nie. Nou ja, ek weet as daar 'n paar liberales is wat nou hier sit en luister of my boeke lees en sê aanbeveel om dit nie te lees nie want dit gaan jou net ontstel. Is jy het gesê jy het soveel moord gepleeg. Nee. My kom kap praat nie. So is al voor jy. Kom ek vertel jou storieetjies en kom uit in my boeke ook. Lees my boeke. Daar is in die veiligheidsstaat. Daar is nooit in die veiligheidsstaat nie by my. Is daar iets soos 65, minder as 70 mense is dood van 1960 af tot so 1991 van aanhouding. Nie duisende nie honderde nie. Ja, daar gaan ons nou weer sarkasties raak met die liberales. En baie van die ouens, elkeen van die goed is ondersoek. Nou ek weet dat dinges advokaat Bezos wat 'n boek geskryf het, No One Held to Blame of iets. Ja, wel, as jy wil not pick hier, not pick daar, ek wonder het Bezos al ooit 'n saak in sy lewe gewen. Nee, nooit iets gewen nie. Ja, ek het nog te doen gehad met die man na die tyd dat ek 'n prokureur was, dus natuurlik nou 'n baie liberale firma waar ek was. Maar anyway, punt wat ek probeer maak is, dat ook nie die polisie probeer blameer vir wette wat deur die parlement gemaak is. Jy moet jouself 'n vraag vra en ek verduidelik hierdie goed in die boeke want dit is my baie belangrik julle dit verstaan. Die boeke gaan nie net oor my nie. Ek's onbelangrik. Die boeke gaan oor die SAP se geskiedenis en sekere redes agter die redes wat baie min mense verstaan. So kom ons kyk nou, kan jy 'n wettige opdrag weier? Wel, nee. Kan jy 'n onwettige opdrag weier? Ja, Nuremberg. Ons weet dit. Hulle is opgelei in die goed. In die Geneefse konvensie. Val die SAP onder die Geneefse konvensie? Nee. Beteken dit die SAP kan wettiglik dam bullets en daai goed gebruik? Expanding bullets, soos ons dit noem. Ja. Het ons? Wel, kom praat daaroor. Kom uit in die boeke. Die opdragte wat aan ons gegee is nie onwettig gewees nie. Dit was wettig volgens die wette van die land op daai stadium. Jy moet jouself die vraag vra. Hoekom is dit dat in al die lande van die Britse gemeenebes, wat meer daai ding, whatever, Commonwealth. Sê vir my, hoekom het apartheid net in Suid-Afrika ontstaan? Daar was tog ander lande ook. Maar Suid-Afrika is een met die apartheid plat teen sy naam en is nog steeds daar tot vandag toe. Iemand van Israel wil beledig? Yeah, it's the apartheid state of Israel. Yes. Toch ons praat met 'n klomp ouens hier van Suid-Afrikaners wat in Israel was en gebly het en gewerk het en daar diens gedoen het, dan sê ons nie apartheid staan. Wat nie te sê is ek keer goed wat hulle nou doen nie. Ek dink hulle is op die verkeerde pad. Maar die punt is almal het daai blaam. Dis ook een van die redes hoekom ons die boeke genoem het gewetenlose strate lewe in die apartheidspolisie. Hoekom? Want dan weet mense wat se era. Want as ek sê Suid-Afrikaanse polisie mag hulle waar is dit daar langs Nigerië? Ja, jy idioot. Dis net daar langs Rwanda. Net onder Egipte, nee. Ja, dis nie dom mense as hier nie buiteland. Regtig, hulle weet nie. Hulle het geen idee nie, hulle dink Afrika se land. So daar's 'n opleidingsfunksie ook in die boeke. Die probleem het gekom met parlementêre soewereiniteit. Parlementêre soewereiniteit sê basies die volgende. Daar's 'n parlement, hy is verkies, of wat net uit een deel van die bevolking kom op in die saak, dit is onbelangrik in internasionale reg. Hoekom? Want die regering is aanvaar as die regering van die land. Jy kan nie sê dis 'n regime nie. Dis nie 'n regime nie. Dis 'n regering, dit is wettiglik verkies en aanvaar. Alraai. So wat dan gebeur is, hierdie ouens
kry een of ander simpel idee in hulle kop. Kom ons sê ons gaan alle blyskoppe doodskiet. Right. Nou vote ons al. Dis stem, almal, meerderheid. 51% sê ons gaan almal wat blyskos doodskiet. Kom by die staatspresident of die eerste minister aan, hy teken dit. Nou dis baie belangrik, teken dit in Afrikaans, die Afrikaans weergawe of die Engels weergawe. Want by die regsoogpunt, prokureurs, advokate, gaan daai wet interpreteer volgens die Engels of die Afrikaans wat geteken is. Right. Sien nou die probleem wat hier kom. Nou kom daai wet af na die polisie. Polisieman kry 'n opdrag. Boys, daar's 'n nuwe wet. Ja, die wet sê dat alle blyskoppe moet doodgeskiet word. Okay. Polisieman gaan hy skiet die blyskop dood. Is dit 'n wettige opdrag gewees of onwettig? Dink daaroor en dan begin jy ons probleme verstaan. Dis nie dat ons so dom was om nie te weet daar's iets fout nie. Maar dis 'n oorlog wat begin het voor ek gebore is. En as 'n ou met 'n AK-47 in die land inkom en 'n limpetmyn en hy's daar om mense te vermoor en my te vermoor as hy kan, ja, ons gaan reageer, ek beloof jou. 'n meer praktiese voorbeeld is waar die klomp studente by Wits of waar ook al brand die vlag. 'n Ander voorbeeld is die hof sê, die wet sê, jy mag nie 'n betoging hou voor 'n hof. Hoekom nie? Want ons wil nie jy met hulle intimideer nie. En in die tweede plek, het maak 'n bloody lawaai. Hof is 'n ernstige plek, reg? Nou kom jy, en jy gaan nou die vlag brand, en jy gaan nou die betoog daar voor die hof, reg? Hoekom? Want al die skerminkels van die wêreld wat jy noem die pers is daar. Ja, jy gaan nou dit doen. Dan kom SAP daar. SAP sê, manne, julle oortree die wet. En hulle sê vir jou, ja, top. Jy oortree die wet. Ons vra julle om weg te gaan hier. As jy wil betoog, gaan betoog aan 'n ander kant op kry toestemming om te betoog. Jy moenie lag nie, daar's baie kere toestemming gekry om te betoog. Ja, jy gaan na die landros en jy kan actually betoog. En as jy my nie glo nie, gaan luister wat kolonel Potgieter gesê het in een van sy episodes. Koos, ons is daar om die betogers te beskerm. Wow, het julle dit gehoor, toe hy dit gesê het? Want dit is nie die beeld wat daar buite is nie, dis ook nie die beeld wat enigiemand werklik weet daar buite nie. Ja, daar gaan ons. Maar nou gaan jy, en jy sê, fok die wet, en fok die SAP, en fok julle allemaal ook somme. Ja, dis kras taal man, en ek weet, verskoon my. Maar dis nou terug in die polisie manier van praat. Nou brand hier die vlag. Nou begin jy betoog daar by die hof. Nou storm die polisie jou met sambokke en hulle moer jou. Nou is jy kwaad. En nou sit oor die hele wêreld. Kyk, die polisie is besig om mense te verminkel hier. Hulle is breedharts. Ek kan nie onthou van 'n enkele voorval waar die SAP ooit mense geskiet het in 'n ander land in die linkerknie, omdat hulle betoog. Nee, dit het nooit gebeur nie. Dit gebeur in Israel. Ja, nee, ons weet ook. Dink as 68 van Palestynë is geskiet daar reg deur hulle grensdraad voor Oktober die 7de. Ja, almal in die knie of iets. Dink jy ons sou dit kon doen in die SAP in daai tyd? Jy's belaglik as jy dit dink. Jy's belaglik. Ons was onder streng wetgewing. Maar jou nekery is as daai wetgewing nie wettig is nie. Manne, dan het jy 'n bloody probleem wat skrik vir niks. Want jy het 'n eed geneem om daai wette uit te voer. En as jy 'n hoogs opgeleide gedissiplineerde mag soos die ou SAP vat, en jy sê vir daai ou, gaan skiet al daai bleskoppe. Wat dink jy is die kans dat daai konstabel daai bleskoppe gaan skiet? Dis feitelik 100%. Ja, jou probleem kom as hy die verkeerde ou skiet wat miskien half bles is. Ja, dis nou 'n simpel voorbeeld, maar weet jy, dit gebeur baie. Daar's voorvalle gewees van ouens staan by 'n padlokaal. Volgende oomblik daai helse klomp ontploffings. Dis in die tyd van terroriste. En hulle sien daar kom 'n kar op hulle af en hulle begin skiet op daai kar. Hulle weet nie of dit 'n selfmoordbom is of
ouens wat hulle probeer vermoor of doodtrui of wat nie. Volgende kom hulle agter nie, as die ding se engine het gekonk of iets en hy weet gebackfire, daar is nie hulle skote geskiet nie, maar in hulle koppe dink hulle daar's geskiet. En dis hoekom hulle begin skiet. Jy sien, dit is 'n geweldige, jy kan uit 'n regsoogpunt 'n baie interessante veld. Maar dit verklaar ook baie dinge. Ek het gesit en praat hier met senior militêre offisiere wat my sê koers na 1990, ons eerste keer werklik in die lokasies begin werk en ons was geskok op wat ons gevind het. Ja, maar dit bring my terug by my eerste punt. Oorlog gaan aan daai kant op die grense. Dit is 'n maklike plek om operasie uit te voer. Want daar was nie werklik veel reëls behalwe die Geneefse konvensie nie. Jy probeer iemand arresteer nie. Maar wanneer jy terug is in Suid-Afrika, probeer jy eers arresteer voor jy wil doodmaak. En dit is nie so maklik. Dit is werklik 'n moeilike werk gewees. En ek kan vir julle sê, na 6 jaar daar, was ek heeltemal uitgebrand. 6 jaar, so lank het gevat het. Nou dit hang af van wat se eenheid jy was. Dis 'n ander ding wat ek ook wil noem hierso. Daar is mense wat blykbaar vir een van 'n rede, ek weet nie hoekom, ons kom solte, wat dink dat jy gaan polisie toe want jy wil die army jip. Ja, ek is seker, jy dit sal wel seker gesê, jy wat hier sit. Ek is army toe en jy is polisie toe. Ja. My vriend kom verduidelik nou vir jou iets wat ek nou net vir jou gesê het. Jy's in 'n redelike gevaar in die op die grens. Ek gee jou dit. Jy's in geen gevaar in die strate in Suid-Afrika. Baie min daai jare. Hoekom nie? Want die SAP is besig om jou op te pas. Maar vir ons in die SAP is dit 'n ander storie. Ek hoor skote klap iewers. Ek hardloop nie agter die naaste boom vir dekking. Ek hardloop na waar die skote klap. En as jy in die blitspatrollie is, het jy 3 minute. Vanaf Romeo of radiobeheer, ons het genoem Romeo, en die ou daar was hulle bekend as Zulu. Die call sign, call sign, weet nie wat dit nou Afrikaans is. Dan het jy 3 minute en jy is by daai klagte. En dit hang af wat deurkom, daar was verskillende kodes, 011, dan was 'n huisbraak en aanval. Hoekom is dit belangrik? Ek weet nie of daai krimineel mense in daai huis het, wat hy wil aanhou, en nou het jy 'n gijselaarsdrama en hy gaan hulle verkrag. En hy gaan hulle doodmaak. En hy gaan hulle martel. Ek moet daar kom so vinnig as moontlik. Nou het ek 2 keuses. Sit ek my sirene aan en hy hoor my kom en hy hardloop weg dat hy dit weer kan doen. Maar ek red die mense. Los ek my sirene af, kom bietjie stadiger, sodat hy my nie kan hoor kom nie en ek kan hom vastrap waar op die job soos hulle sê. Dis 'n gewigtige besluit vir 'n 19-jarige konstabel, dink jy nie? En dit hang af van omstandighede. Of daar's 'n roof aan die gang. In die laat 1980s het die veiligheidsstaak op 'n of ander manier die SAP, die ANC se geld binne Suid-Afrika begin stop. Ja, dit wat gekom het van die Wêreldraad van Kerke en al daai plekke. Ja, ek weet hiervan. En toe hulle begin banke roof. Nou jy praat hier van 'n ouetjie wat opgelei is. Hy het sy AK by hom. Hy is opgelei, hy's 'n terroris, hy's dedicated. Daar's niks meer in die lewe wat hy wil hê as om 'n polisieman dood te maak. Nou is jou probleem soos volg. Jy gaan na daai klagte, jy weet nie wat daar wag. Dit kan tot 'n lokval wees, in 'n bush. Ja, dit het ook gebeur. Vals klagte, 1011. Ja, meneer, hulle is besig om in te breek hier by ons. Kan jy asseblief? Ja, nee, natuurlik. Ons kom. Ja, klim in daai kar uit, ons skiet vir jou dood of voor jou half wat in daai kar is. Ja. Dis die rede hoekom ons nie veiligheidsgordels gedra het. Ek wil uit daai kar uit kan kom teen enige spoed. Oomblik as daai kar stukkend geskiet word, wil ek uit daai kar uitrol. Ja. Ek kon toe ek by die blitspatrollie aangekom het, sien ek daar teen die deur. Soos jy inloop, dan so 'n foyer, so 'n ingang, en dan jy so 'n muur voor jou. Daar staan 'n Sierra XR6 dink ek vooruit. Windscreen. 3 koelgates so deur op. Dan kyk jy na jouself, kwes. Ek's tuis. So wil wees. En dis die blitspatrollie ouens, aggressief. Ouens wat gaan. Jy 3 minute.
Soms slaat jou brieke aan die brand teen die tyd dat jy daar stop. En as jy van die Potgieterbroers is daar 'n baie goeie kans dat hulle mekaar van die pad af gaan druk om eerste op die toneel te wees. En dan sal eers 'n bietjie van 'n geveg tussen hulle en dan gaan dit verder. As jy nie daai kans wil vat om in 3 minute te wees op enige ernstige toneel nie, dan moet jy ook nie bewus vertroue wees nie, jy word nie daar nie. So dit was 'n elite eenheid, spesialis eenheid. Nou nie soos in spysmagte nie, dis nie wat ek vir julle sê nie. Maar dit was 'n eenheid waar jy op 'n ander vlak was. Jy sou nooit gaan na sê nou maar 'n padongeluk of iemand se hoender is gesteel en tronk verdriet op straat en lelik op straat. Daai klagtes sal nooit by jou uitkom. Waar jy gaan reageer is terrorisme, punt 1. Kyk maar wie was die eerste by Strydomplein. Kyk maar by enige bomontploffing. Ons was eerste daar, altyd. En dan sê jy besig, ek onthou daar met by Sterland, Kenny 1000, onthou julle, daar was so 'n plek. En daar het 'n bom afgegaan, 2 bomme. Eerste een het die terroris in 2 geskiet. En as ek nou die woord terroris gebruik, dan praat ek nou in daai jare. Vandag is hy nou 'n seker maar freedom fighter, hero, whatever. Dis wat reg. Maar ons geweet ons 'n tweede bom. Ons het dit geweet. En daai tweede een was om daai tweede een te vind. En dis waar jy dapper uitvind. Dis waar jy sien die honde-eenheid ouens kom aan met hulle springstophonde. En hulle laai daai hond uit, hulle begin soek. En hulle kan na 'n pakkie toe wat hulle weet kan ontplof. En hulle is daar met hulle hond gaan lê, hulle beweeg terug, jy maak daai plek toe, en jy ontruim daai mense. En dan het jy nou die vrouens wat daar aankom, dan wil hulle kinders gaan haal uit die fliek. En hulle weet nie waar is hulle kinders nie, is die daar voor selfone, hulle wil deur die polisiekordon inbreek, om hulle kinders te gaan haal, nou moet jy met die tannie baklei daar, allerhande goed, mense, daar's baie dinge wat in die boeke is, dis baie interessante stories. Dis absoluut hoekom die gewetenlose strate en mainstreamsboeke word gereken deur baie mense, nie ek nie. Dis eintlik nie my boeke waarvan ek baie hou nie, maar dit was die eerste boeke, maar daar's baie mense wat sê, dis van die beste boeke wat ooit geskryf is oor die SAP. En die rede daarvoor is omdat dit soveel wyer gaan as net my storie. Ja, ek is al in die boeke en is soms die waarheid ook en soms so 'n bietjie wat is die storie? Ek wil nou nie 'n goeie storie opneem met totale waarheid nie, is dit? Wanneer jy so 'n tipe boek skryf, en ek was 45 jaar oud toe ek dit gedoen het, dis al 'n paar jaar terug, en was 20 jaar uit die SAP, ek was absoluut gatvol vir die leens, sê ek vir jou oor ons, en in die 1990s was daar natuurlik hierdie vreeslike ontploffing van anti-boeke. Ons was so mishandel, aksies tog. Dit was so erg gewees, aksies tog. Koevoet het al hierdie mense vermoor, en weet julle, toe ons verby hulle ry met ons buffels, het hulle in 'n vlak grafte gesit, en toe staan hulle op, net hulle koppe steek so uit. Ja, jy weet fokol van wat gebeur met 'n liggaam na die dood, doen jy. Jy weet niks. Eers word hy slap, ja, dan kom rigor mortis in, ja, en dan word hy weer slap, en dan kom hy ontbind. Ja, so die kans dat die ouens so kan opkom en die koppe steek so in die sand. Asseblief. Of hierdie ander aap wat die in Thailand was, wat was sy storie? Nou waar hy gesê het, generaal Magnus was 'n pedofiel. Dat hy ontmoet een of ander joernalis en die spesiale taak mag. Dis met snipers. Ja, skerpskutters. Hulle is besig om te cover, hy is so diep. Ja, nee, hierdie meiskind gaan hom doodmaak. Dink jy die spesiale taak mag het tyd vir sy kinderkak? Asseblief, miskien wonder hy het ons al doodgeskiet nie. Dis tos. En hulle kom uit met hierdie nonsens. En dis kom ek besluit het, as ek hierdie boeke skryf, en ek gaan hulle skryf, hoewel ek weet niks van skryf nog nie op daai stadium, dan gaan ek dit skryf, en ek gaan met die waarheid hou so ver ek kan, en ek gaan my storie beskryf, en ek gaan ons kant van die storie stel.
En ek dink dit het uitgekom in die boek. En dit is baie interessante boeke. Want dit vat jou tyd na 'n tyd waar jy werklik waar tensy jy daar was, het jy geen idee waarvan ek nou net gepraat het. Geen idee. Wat jy sien op TV, weet jy nog niks. Dis dieselfde met jou. Ek kan nie na jou toe kom vir jou sê, hoorie my vriend, sê vir my, hoe was jy in saai of wat? Ek het niks gesê daaroor, ek was nie in een saai. Jy verstaan wat ek bedoel? Ek was nie in 619. Al verstaan ek die teorie agter julle ouens en ek verstaan baie van infanteriewerk. Dis nie vir my om iets te sê daaroor nie. Maar met die SAP was ek daar, so ek weet waarvan ek praat. En dis waaroor die boeke gaan. En dit het groot. Dit het my baie gehelp in die lewe, want tot op daai stadium is my baie moeilik om die SAP uit my uit te kry. Nou, jy kan nooit die SAP uit jou uitkry nie, is onmoontlik en hoekom wil jy ook? Dis goeie tradisies. Maar jou taalgebruik en jou manier van dink en jou manier van dinge doen, affekteer jou in jou normale lewe. Al is jy nou uit die SAP uit, dis uit einde 91, 92, so op universiteit toe. Dis 5 jaar op universiteit natuurlik, by USLB, 2 jaar articles, nog 'n bloody jaar van regskool of 6 maande, dan word jy toegelaat as 'n prokureur. En dan kom jy agter is op maar 'n pot snot. Ek is baie bly ek is nie meer een nie, want selfs daar leer jy 'n klomp goed. Jy weet, soos alles in die lewe, dis maar 'n pad wat jy stap. Punt wat ek vir jou probeer maak is, nadat ek hierdie boeke geskryf het, het ek vrede gemaak met my SAP. Ek kon dit verwerk. Ek kon wegkom van dit. Ek kon omdraai en sê, book is closed. Dis klaar in jou. Ek gaan nie verder hieroor worry nie. Ek gee nie meer om wat daar gebeur het. Dit is verby. Maar jy dink tog terug met heimwee. Jy dink tog terug aan die dae toe jy toe jy jou tyd geniet het op die gewetenlose strate en die mense gehelp het. Ek onthou tye wat ons ouens sou arresteer, veral in die kleerlinggebiede. Dat die mense staan en klap vir jou hande. Hulle weet hierdie ou se skollie en 'n skobbejak en hy hoort nie daar nie. Ja. Maar kan jy ook ander stories vertel wat in die boeke uitkom, baie hartseer stories. Ek kan jou vertel dat ons daar op 'n stadium kyk ons Tom en Jerry. In daai jare as jy 'n video uitneem en jy soms 'n paar video's saam gekry op VCR's. En dan kan jy na die video kyk en dan kan jy jou comics kyk en dan kyk jy na jou fliek en dan môre bring jy nou die VCR terug. En ons is daai dag vir my woonstel, nou moet ek sê, ek het 'n woonstel gekoop in die 88 en was so arm gewees en nader en nie eers kos gehad het om te eet. Ons is so swak betaal. Ek meen 'n bouer of 'n sweeper, iemand wat skoonmaak met 'n besem. En in die bierbrouery is meer betaal as 'n sergeant in die polisie. Dis 'n bliksemse skande. Skoon my taal. Dis absolute skande. Jy kan nie leef op baie geld. Dis hoekom ouens begin krimineel raak. Dis hoekom ouens begin side jobs begin doen het. Dit is pateties, dit moenie so wees nie. Maar in elk geval, ons is daar, kom vriende van my, party van is nog steeds goeie vriende. En een of ander rede, ek dink Coke gaan haal, ons het gewoon, terwyl hy Coke gedrink of iets. En ons kom toe by, ek kyk na die ouens, ek sê, hierdie ouens sit al lag, maar daar is iets fout met hulle. Want daar is 'n polisieman as jy 'n paar jaar op straat is. Dis 'n straatpolisieman, 'n street cop. Jy leer ontsettend vinnig om mense op te som en jy kyk na lyfstaal en jy kan ook alles sien met een blik. Regtig, ek kan nou nog, ek kom loop in 'n vertrek en ek wil jou presies sê wat is daar onmiddellik en ek kom onmiddellik vir jou opsom wie's waar, wat's waar, wie maak dalk gevaarlik wees, wie maak dalk nie wees nie, dis iets wat jy leer. En ek kyk na hierdie ouens en ek sien hulle is dood. Hulle laat my dink aan Gerantes. Hulle is nie dood nie, hulle oë is dood. En ek dink by myself, maar hierdie is goeie ouens, grensdiens, onderstediens, blitspatrollie, ervare polisieman, ons bereid om dood te gaan vir die saak, ons is bereid om hulle lewe te waag vir jou. Iets is fout hier. En ek kyk die volgende oggend terwyl ek skeer, jy gaan skoon geskeer werk toe.
En ek kyk na die spieël en ek sien Koos, jou eie oë is dood. Dis net te veel. Dis net te veel. Te veel dooie mense, te veel wreedheid, te veel horribleness, te veel tragedie. Jy weet, in daai jare was daar nie selfone in. So in ander woorde, nou is iemand se ma is dood, sy broer is dood. So Vereniging Polisiestasie bel sy nou 'n blitspatrollie in Pretoria, hoor ek, julle ouens net vir meneer so en so gaan stop, mevrou so en so sê om hierdie nommer te bel. Hoe kom jy nou daaraan? Nou, hulle weet. Oomblik as die polisie daar aankom, ons vroeg dan polisie daar aankom, dis goeie mense. Hulle weet. Hulle weet. Of jy praat met 'n vrou wat verkragt is, jy self was nog nooit by 'n vrou gewees nie. Sy sê daar nou, al hoors geskok, daar's bloed. Allerhande goed, waar 'n kind betrokke is. Dooie mense, ons ken liggame so goed. Ek kan vir jou presies sê waar is elke orgaan, hoe hy lyk en hoe hy werk. Ek kan vir jou presies sê hoe lyk ballistiese, wat gebeur as 'n ballistiese koel iemand tref. Ons was in skietgevegte en weet julle, as jy 'n skietgeveg gekontak wil noem, was onstellig in honderde van die goed gewees. Elke keer as jy aan diens gaan, is daar 'n kans wat so iets gaan gebeur. Elke keer. Dis die vreemdste ding. Jy kom aan by 'n toneel, waar 'n ma is besig, of pa is besig om vir ma te moer. Jy kom aan, nou, onmiddellik sal hulle weer maatjies, hulle en hulle bloody hond probeer jou nou moer. Dis verstommend. Jy sal nie glo wat uitgekom het op die gewetenlose strate nie. En jy sal nie glo wat se skuim in die wêreld daar is. Dit vat jou geloof weg. Jy weet, ek sou graag wou glo dat almal in die lewe is goed. Rebecca doen. Maar dis die Joodse manier om aan te dink. Jy is gebore en jy het goed in jou en jy het sleg in jou en jy kan besluit wat jy wil hê. Vir my hoogpunt, met 'n Christen hoogpunt, jy is in sonde gebore en sonde sê jy vrek net sy daar iets met jou gebeur. Jy moet Jesus vind. Maar vir baie jare was dit vir my, ek kan nie glo die Here so iets kan toelaat. Ek kan nie glo dat sulke wreedheid onder mense kan bestaan. Daar is geen wreedheid in die wêreld wat my verstom nie. Ja, elke wreedheid waaraan jy kan dink in die wêreld het ek reeds gesien en ervaar. En ek was maar 6 jaar daar. Dink aan die ouens wat 30 jaar daar was. Maar weer eens se dae van jou eenheid. Natuurlik, daar was nou 'n klomp etters gewees wat nou werklik nou wel natuurlik wou nou nie weer mag toe gaan nie, so hulle is nou maar polisie toe. Ja, daar was sulke etters. Weet julle, hulle is nie goed deurgegaan in die polisie nie. Hulle is baie vinnig geïdentifiseer as kom slapgatte. En hulle het hom aan die slapgatroete gevolg en good luck vir hom toe. Vir ons wat die straatpolisiemanne was, ander storie. Maar, dit kom uit in die boeke. Ek praat nou al amper hopeloos te lank. Maar dis waaroor die boeke gaan. Daar's 4 van hulle eintlik. Ons gewetenlose strate, wat woord vir woord dieselfde is as die Engels is. En dan is daar Main Street 3, die 3de boek wat gaan oor die grappe en die snaaksigheid. Ek het daai boek van die mark afgehaal. Die rede daarvoor is ek die boek geskryf in 2014, net na Melissa dood is, my vrou. En ek wou wegkom van die hartseer, want dit was 'n verskriklike tragedie vir my. En ek het net 'n slegte beeld oor die boek. Dit is 'n goeie boek, maar vir my as gevolg van dit wou ek nie ek het dit van die mark afgehaal. So die enigste wat beskikbaar nog is gewetenlose strate en die 2 Main Streets. Waar is hulle? Party van hulle is in Suid-Afrika beskikbaar op hierdie ding waar jy betaal en hulle print on demand, stuur die ding vir jou koeriervorm. Die links en die skakels is in die beskrywing. As jy belangstel, kry dit in die hande. Dis ook natuurlik beskikbaar op Amazon en Kindle, as dit in Engels is dit in audio ook, soms in klank. As ook harde cover, sagte cover. Dis my storie oor die gewetenlose strate en as jy meer wil weet, maar dan moet jy die boeke lees. Of gaan luister na hierdie shorts wat ek gemaak het, al 20 van hulle, of hoeveel al ook al gaan wees. En jy gaan teruggaan na 'n wêreld waar jy werklik waar nie veel van weet nie, maar wat jy behoort te weet. En jy sal baie meer simpatie met ons hê as jy verstaan waar ons vandaan kom. En ek dink dit is die groot ding van die boeke en ook van Legacy is, soos ek sê, is die geleentheid vir my om die goed te geskryf het.
het gemaak dat ek kon ontslaa raak van daai frustrasies en daai duiwels binne my wat uit daai wêreld uitgekom het. Dis dieselfde met legacy, man. Dit is 'n kans vir jou om jou storie te kom vertel en mense vir jou sê jy is alright gewees, want daar was 99% positief hier en jy kry die kans om jou eenheid ten toon te stel is ook jouself. Jy het niks om voor skaam te wees. My baie jare gevat om dit ook te besef. Iets wat die vyand daadwerklik probeer doen tot vandag toe is om jou te laat skaam voel oor jou medaljes. Ek weet van offisiere, die ouens wat nie eers hulle Suid-Afrikaanse polisie of weermag medaljes wil dra in die publiek nie. Ja, nie almal het jy doen. Ja, jy is 'n kaksleg moer as jy so is. Weet jy nie, gaan weg van my, jy is 'n sleg moer. Ek stel nie in jou belang nie. Opgetree volgens die wet van daai jare. Eerbare mense gewees. Jy is medaljes gegee deur jou staat. Eerbaar ontvang, hoop ek. Dra jou medaljes. Ek het nog nooit in my lewe my medaljes in die openbaar gedra nie. Hoekom nie? Nog nooit 'n geleentheid gehad. Die goed het per pos by my aangekom nadat ek uit die polisie uit is. Kan jy dit glo? Nadat ek uit is, dan kom die goed by my aan en waarom moet ek dit nou dra? En ek sit in die vreemde, dis nie dat ek die veteraan geleenthede en goed bywoon nie. Maar as ek dit doen, wie weet in die toekoms sal ek wel my medaljes en goed dra. Hoekom nie? Ek is nie skaam oor enigiets wat ek gedoen het nie. Jy hoef nie skaam te wees oor wat jy gedoen het nie. En ek dink hier daar is 'n probleem daaroor. In elk geval, dis die storie oor die boeke. God seën. Ons praat later weer. Thank you for watching. Please like, subscribe, and ring the bell to receive notifications.